Welkom by hierdie maand se markterugvoer. Twee gebeurtenisse wat ons uitgestaan het hierdie maand was die Reserwebank van Suid-Afrika wat besluit het om nie rentekoerse te verhoog nie, dit nadat inflasie ingekom het teen 5% wat hoër as verwag was, en dan ook die konflik in die Midde-Ooste wat weer opgevlam het. En dit het uiteraard tot gevolg gehad dat olie gestyg het met 17% gedurende die maand en staan op $88. Op die JSE het ons eintlik nie veel beweging gesien nie en bly die hulpbronpryse onder druk met die JSE wat omtrent 15% af is van sy hoogtepunt en goud was ook omtrent onveranderd vir die maand gewees. As ons na die wisselkoers kyk, sien ons nie veel beweging op die rand-dollar nie. Daar was 'n tydelike beweging toe die rentekoerse nie verhoog is nie, maar dit het intussen weer gestabiliseer. Die 12 maande wisselkoers is die een wat vir ons uitstaan met die rand wat steeds omtrent 7,6% sterker is as die Amerikaanse dollar, wat uiteraard 'n groot impak het op die randwaarde van mense buitelandse beleggings. Ouder gewoonte is Ben Vermeulen weer saam met my en hy gaan vir ons 'n bietjie terugvoer gee oor die buiteland en as hy klaar is gaan daar 'n kort video wees wat ons dink julle sal geniet, wat julle vir julle kinders kan aanstuur om hulle bietjie te leer van saamgestelde groei. Dankie Ben. Baie dankie Janko. Die Amerikaanse markte was gemeng gewees in Julie met die Dow Jones wat 0,1% styg en dit is hoofsaaklik as gevolg van baie goeie resultate van die Amerikaanse banke. Die S&P 500 was net negatief gewees en die Nasdaq met sy inligtingstegnologie aandele het 3,3% gedaal die maand en hoofsaaklik as gevolg van kunsmatige intelligensie en semiconductor aandele wat redelik baie verloor het. Iets wat interessant wat gebeur het die maand is Microsoft wat sy aandeleprys met 19% gestyg het na baie goeie resultate. En die 15% wat Microsoft op een dag gestyg het $450 biljoen by sy markkapitalisasie bygesit. Dis die grootste styging van enige maatskappy in die wêreld ooit. En om dit in perspektief te plaas, is dit ongeveer die helfte van die totale JSE se markkapitalisasie. As jy wonder hoekom 'n mens internasionaal diversifiseer, dink ek nie mens hoef veel verder te soek nie. Verder het die 61% van die maatskappye op die Amerikaanse beurs reeds hulle verdienstes vir die tweede kwartaal gerapporteer en die winsstyging sover is baie goed met 'n gemiddelde winsstyging van 28% van die maatskappye. Die oorlog moet nou net klaarmaak. In Europa sien ons dat die markte positief was met die DAX in Duitsland wat 2,5% styg. Die CAC in Frankryk styg met 1,2% en die FTSE in Brittanje styg met 3,4% ten spyte van die politieke chaos wat in daardie land heers. In die ooste was die markte gemeng gewees en ons sien stygings in die ASX en die Hang Seng Index en dis veral die Hang Seng Index wat uitstaan wat met 11,8% styg vir die maand en 'n gedeelte van die styging is toeskryfbaar aan Tencent. En dit is vir ons belangrik want ons grootste aandeel op die JSE Naspers besit natuurlik 'n groot aandeel in Tencent. Die Nikkei in Japan daal die maand met 9%, maar is steeds 60% op oor die jaar en die Shanghai Index daal met 6,8%.